Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee. Goed, hartlik welkom weer by nog 'n episode van Evangelisasiestasie. Dis 'n wonderlike voorreg wat ons het om vandag weer opnames te kan maak en lekker te kan gesels oor die werk van die Heilige Gees en wie die Heilige Gees is. Hierso saam met my vandag is Roan Stein daar van Gereformeerde Kerk Oshakati, Gereformeerde Gemeenskapskerk Oshakati. So nee, welkom hier by ons. Baie dankie, het is altyd lekker om saam te kan gesels, toerusting te kan bied en net oor die Here en sy kerk te kan gesels. Wat 'n voorreg. Nee, dit is vandag absolute voorreg dat ons kan gesels oor die werking van die Heilige Gees. En ja, dit is ons fokus nou vir hierdie episode, waar ons net 'n bietjie klem wil plaas daarop dat die Heilige Gees self God is. Ons nou al klaar met ons vorige episodes gaan kyk gerus daarna. As jy nie verstaan dat ons bedoel het dat God die derde persoon in die drie eenheid is, gaan kyk gerus ons vorige episode van wie God is en ons reeks dan oor die Vader en die Seun, dat julle ook net kan klarigheid kry op hoekom ons nou is waar ons vandag is. Maar net vir ons begin van hierdie opname net duidelikheid te gee dat die Heilige Gees is self God. Van ewigheid tot ewigheid was die Heilige Gees self God. En ja, ons lees al klaar daar in Genesis 1 vers 2 dat die Heilige Gees by die skepping teenwoordig was, dat hy oor die waters gesweef het. En dit is vir ons absoluut mooi, want baie mense sal glo en sal sê, maar die Heilige Gees is maar net gees. Maar in werklikheid as mens luister na wat die Here in sy woord openbaar, dan sien mens eintlik dat die God drie-enig een wese is in drie persone, Vader, Seun en Heilige Gees. En as ons dan sê persone, dan sê ons, hulle het gevoelens, hulle het emosies. Ons hoor byvoorbeeld Efesiërs 4 vers 30 sê Paulus daar vir die Efesiërs gemeente, moenie die Heilige Gees van God bedroef maak nie. Bedroef is 'n emosie. En dit wys ons dat God die Heilige Gees nie maar net 'n geestes wese is wat net hier rondswerf hier rondom ons nie, of in ons net woon nie, maar dat hy self fisies God is en self ook aanbid en verheerlik kan word, nee, omdat hy so kragtig self ook God is en ook die eer en die heerlikheid moet ontvang, omdat hy so kragtig in ons werk en harte en lewens kan verander. Roan, wat is jou gedagtes daaroor? Ja, dankie. Alles wat jy gesê het, natuurlik is waar. Die Heilige Gees, ons baie keer dan dink mense die Heilige Gees is 'n tipe van krag, maar hy is 'n mens, of laat ek dit mooi verwoord, hy is 'n persoon. Hy is nie 'n mens nie, hy is 'n persoon. En deel van die drie eenheid. En jy het nou gepraat van, ja, hoe kan die Gees bedroef as hy nie 'n persoon is nie? Hoe kan jy teen die Gees laster of 'n onvergeetlike sonde teen die Gees doen as dit nie 'n persoon is nie? So dit is belangrik. En iets wat vir my uitstaan is Johannes 14, waar Jesus die belofte maak dat hy 'n ander voorspraak sal stuur. Johannes 16 vers 16, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. En daardie woord ander beteken letterlik dieselfde substansie. So dit is eintlik soos. Met ander woorde, hy is dieselfde wese as Jesus. Met ander woorde, hy is ook goddelik soos wat Jesus is. So ander beteken nie ander, hy is anders nie. Daai woord ander beteken soos, hy is ook God. So dit is belangrik as mens daai ding, of as hierdie gedeelte lees, om te weet, die Heilige Gees is ook God. En die Gees, en ons sal later uitkom by die uitstorting van die Gees, die werk van die Gees, maar ons moet weet dat iemand het eendag vir my gesê, in die gereformeerde teologie, is die Heilige Gees die
die stiefkind van die drie-eenheid. En ek sê nie saam met wat hy gesê het nie, maar wat hy daardeur probeer sê het is, ons plaas nie genoeg klem in die gereformeerde teologie op die Heilige Gees nie, wat ek natuurlik nie saamstem nie. Maar ek dink net mense het partykeer die verkeerde siening van die Heilige Gees. As ons dink aan Heilige Gees, dan dink mense dadelik aan wonderwerke, tale praat, genesing, al die bonatuurlike dinge. Maar ons sien die werke van die Gees ook in die klein dinge van die lewe. Maar dat ons kan besef dat in die bekering, in die feit dat ek boodskap gekry het uit die woord uit, die feit dat ek bewus raak van my sonde, al dink ons is klein, dit is die Gees se werk. En dit is nie net 'n krag nie, dit is nie net gravitasiekrag nie, dit is God self, die derde persoon. So dit is belangrik, as jy kan onthou, Johannes 16 vers 16, is een van die skrifgedeeltes wat ons uit ons kop uiteindelik kan leer, sodat ons vir mense mooi kan vertel wie die Heilige Gees is, en wat die doel, of die werk van die Heilige Gees ook in ons lewe is. Ja, en daai woordjie voorspraak is in die Grieks parakleet, nee. Dit gaan eintlik basies daaroor dat hy vir ons intree, hy pleit vir ons, hy is ons bemiddelaar, nee. Romeine 8 vat nou ons baie mooi saam, waar Romeine 8 sê, kom ek lees dit graag vir ons. Romeine 8 gaan oor die versigtinge wat 'n mens maar in die lewe beleef, en dan sig die skepping en die mens sig, en dan staan daar hierso in Romeine 8 vers 26, dan staan daar, die Gees staan ons ook in ons swakheid by, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die hart deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. En dis so mooi, daai is die getuienis net dat die Heilige Gees die een is vir ons pleit, hy tree vir ons in by die Vader, dat selfs in ons nie, in ons moeilikste omstandighede, wanneer ons hartseer is, geliefde aan die dood gesien, tot sterwe kom het, dat daarom mens nou so berou het en nie weet wat of hoe ons behoort te bid nie, dan sê die Here hier, maar hy pleit self vir ons, deur sy Gees, by die Vader. En dit is eintlik absoluut dan baie mooi. En later in die gedeelte self, dan sê hy, dat Jesus Christus aan die regterhand van God die Vader, so daar in vers 34 van Romeine 8, en hy pleit vir ons. So die Heilige Gees en Jesus pleit vir ons. So 3 keer met ander woorde kom ons gebed by die Vader. Dis ons gebed, die Heilige Gees wat vir ons pleit, en dan Jesus Christus self. En dis eintlik baie pragtig, nee. Dat die Here die Heilige Gees gestuur het daar in Matteus 28, wat hy gesê het van vers 16 tot 20, dat hy juis sy Heilige Gees vir ons gestuur het, sodat ons nooit alleen sal wees, maar dat hy altyd met en by ons is, dat hy ons Immanuel is, God met ons. En dis hoekom hy natuurlik dan ook met Pinksterdag, toe hy opgevaar het na die hemel, sy gees dan uitgestort het, en ons lees daarvan spesifiek ook in Handelinge 2, sien mens dat die Here werklik waar wonderlik daar gewerk het, dat hy die Gees uitstort juis vir 'n bepaalde doel, juis om ons te versterk, juis om ons te ondersteun, omdat ons nou geredde en diergekoopte kinders is van die Here. En nou wil hy ons nie maar net gekoop het en ons maar los as ons weer terugval in die sondes nie, maar hy wil ons koop en ons ondersteun, en die manier hoe ons nou ondersteun is deur sy Gees, nee, wat self van God is. En dan staan dan vers 17, so sal dit in die laaste dae wees, sê God, ek sal my Gees uitstort op alle mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Profete, mense wat verkondig dat Jesus Christus weer gaan kom, nee, gaan verkondig dat die wonderlike voorreg dat ons kan uitsien na die ewige lewe, die verlossing is vir ons bewerkstellig, nee, Christus kom weer. En dan staan daar, julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom, ja, op my dienaars en dienaresse sal ek en daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree. En dit is dan die voorreg wat ons dan het as disippels van ons Here Jesus Christus, dat ons hom volg en aan hom die eer en die dank bring vir die verlossing wat hy so ryklik aan ons geskenk het, wat ons nie verdien het nie. En dit is wat die Heilige Gees dan doen. Wanneer ons dan besef dat die Here al die dinge doen, is dit die Heilige Gees wat ons harte eintlik van klip verander na 'n hart van vlees. Ons hoor byvoorbeeld in die boek van Esegiel,
waar die Here sê daar in Jesegiel 36 vanaf vers 26 en 27 gaan sê hy, maar ek sal my gees aan julle gee en ek sal maak julle volgens my voorskrifte en my bepalings lewe. Ek sal my gees aan julle gee en ek sal julle hart van klip verander en julle hart van vlees gee. So alreeds in die Ou Testament het die Here deur sy gees in mense gewerk. En in die Nuwe Testament sien ons dan in besonder hoe die Here dan sy gees op die gelowiges dan uitgestort het, waar hulle dan in tale begin gesels het, praat het, en mense dan hulle gespot en gesê het eintlik hulle is dronk. Maar is eintlik die wonderlike van hoe kragtig die Here in ons werk, dat hy ons hart en ons lewens verander, dat ons nie meer leef en lyk soos ons voorheen gelyk het nie, maar dat ons nou as kinders van die Here ontvang, 'n kind van die Here, 'n uitverkorene, kan lewe om aan God alle eer te gee en dan gegrondves te mag wees in sy woord en sy waarheid. Ja, Roan, ek dink een van die sake wat baie per Ou Testament gewerk het, om aan hulle die woord openbaar. Ons hoor byvoorbeeld in 2 Petrus 1. Wil jy so 'n bietjie daarop uitbrei? Ja, hoor, hoekom ons oortuig kan raak van wat in die woord van die Here staan. Hoekom kom mense tot inkeer? Hoekom begin hulle aan dit wat God in sy woord vir ons openbaar? Hoekom begin ons dit dan aanvaar? Hoekom raak ons so oortuig? Is dit onsself oortuig? Is dit ons wat besluit het die Heilige Gees met ons hart werk? En baie charismatiese predikers sal vir jou sê, nee, jy kies dat die Heilige Gees nie werk. Maar die Bybel openbaar eintlik heeltemal iets anders, so kom ons fokus 'n bietjie daarop. Ek dink ons hele geloof, ons hele verstaan van die skrif en die uitleg daarvan is nie as gevolg van ons te doen nie. Dis die Here wat deur die Gees werk. Die feit dat jy het gepraat oor die Ou Testament, ek sal in daai gedeelte wat jy gelees het in Handelinge 2, dit is 'n aanhaling uit Joël uit, Ou Testament, 'n profesie. Dit is eintlik al 'n Exodus daar waar die Here met Moses praat en daar lees ons dat die Gees op 70 ouderlinge gerus het sodat hulle ook vir Moses in sy werk kon gehelp het. So dit is, as dit van die mens afhang het, sal ons eintlik nie Gees wil hê nie, want ons is dood in ons sonde. Maar die Here kom en hy gee vir ons sy Gees, die ander voorspraak, om juist ons hierin te lei. Die woord gaan nie vir ons sin maak nie, die woord gaan vir ons 'n doodsreek wees, maar die Gees kom en hy maak dit vir ons 'n lieflike geur. En ons kan die Here daarvoor dank. Ek dink wanneer ons praat oor die Gees, jy het dit nou genoem, die Gees het nie net eers gekom in Handelinge in die Nuwe Testament nie. Ons lees, die Gees was op Dawid, die Gees was op Saul, en die Here het sy Gees van Saul af weggevat. Die Gees was op Dawid, die Gees was op Abraham, die Gees was op Moses en Josua, die Gees was op die rigters. So dis wonderlik om kan lees, die Gees van God was reeds daar, en hy's altyd dieselfde. En selfs ook ons vandag, nou weet ons, dieselfde Gees wat op ons die geloofsvoorbeelde was in die skrif, is vandag ook op ons, en dit is als te danke aan die Here, dat ons die woord kan verstaan, want dit is die Gees wat dit vir ons verstaanbaar maak. Dit is die Gees wat maak dat ons kan glo dat daar was 'n vloed, daar's wonderwerke wat plaasgevind het. Mense wat krippel was, het geloop. Mense kan half nie dink, as ons sulke goed lees, dan dink ons wetenskaplik maak dit glad nie sin nie. Die feit dat Jesus op water geloop het, maar die Gees kom en hy leer vir ons, selfs as hy kom by die drie eenheid, goed wat ons nie kan verstaan nie, maar hy kom en hy werk in ons harte, sodat ons dit kan aanvaar, kan glo, en daarom moet ons die Here dank, ook vir die Gees, wat hy vir ons gee. Ek hoop dit beantwoord 'n bietjie jou vraag wat jy gevra het. Ja, ek dink as mens kyk na die woord self,
as ons nou kyk na die Ou Testament van die begin van die Bybel af, weet vir Moses wat in die Pentateeg geskryf het, nê. Wie het vir hom daai gawe gegee om te oortuig om dit nou vas te pen. Wie het nou byvoorbeeld in die Bybel gewerk in die Nuwe Testament om Paulus tot geloof te bring, om sy hart en sy lewe te verander, dat hy daar in Handelinge 9 dan sê, maar selfs die skil het van sy oë afgeval. Ja. Hy het waarlik begin die waarheid sien. En dit gaan gepaard dat die Heilige Gees is daar om ons te oortuig van die waarheid van God se woord. En wie is die waarheid? Die waarheid is Jesus Christus. Die waarheid is God self. God is waarheid. En as mens dan na die woord van die Here kyk, dan moet ons self eintlik eers vra, maar hoe kom ek dan tot oortuiging dat dit wat in die woord van die Here staan is waarlik die woord van die Here. En dit is die Here wat deur sy Gees in ons harte werk om ons te oortuig. En dit is dan vir ons die absolute voorreg hierso in 2 Petrus 1 vanaf vers 20 tot 21 dan staan daar: "Dit waarom moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, nee, die Heilige Gees meegevoer het mense die woord van God kom verkondig." So die Here het deur sy Gees in mense hart en lewens gewerk om hulle te oortuig, hulle tot geloof te bring en hulle laat neerskryf dit wat God mee besig was in hulle lewens, hoe hulle God se hand kon raak sien in hulle lewens, hoe hulle kon getuig hoe die Here met hulle gewerk het, hoe hulle begin vertrou het in die Here, want die Here is die ene wat vertrou in die hart werk. Ons hoor byvoorbeeld in die Heidelberg Katekismus, Sondag 7, dan staan daar dat geloof bestaan uit kennis en vertroue, maar die vertroue wat ons kry om 'n ware geloof in die Here te hê, kom van die Heilige Gees af. Die Here werk daai oortuiging. Ons sien byvoorbeeld in Hebreërs 11, waar die Hebreërs skrywer, die prediker daar, wat 'n baie lang preek geskryf het, moet ek ook by sê, hy het daar baie mooi uitgewys hoe die Ou Testamentiese, ons kan praat van geloofshelde, Abraham en Moses en Isak en Josef, almal van hulle geloof in die Here gehad het. En hoe daai geloof dan deel was van dat hulle nie kon sien, hulle was oortuig, hulle het hoop gehad en dit wat hulle nie kon sien nie, maar hulle was oortuig deur die Heilige Gees om dan daai geloof te hê om te doen wat die Here van hulle verwag het. En dit is die wonderlike van as die Gees met jou werk, hy verander jou wanvertroue, jou hopeloosheid, jou strafwaardigheid, jou sondigheid, verander hy in 'n lewe van hoop. In 'n lewe waar jy in diens van die Here wil lewe, in 'n lewe waar jy begin 'n hart het vir die Here, waar jy lief raak vir die Here, waar jy begin sien wat die Here van jou verwag, jy begin sien wat verkeerd is en sien wat reg is, en jy begin besluit om eerder die regding te stap, nie omdat jy jouself oortuig oor wat die regding is nie, maar omdat die Heilige Gees jou dryf en dring om hy smagting te hê om dit te doen wat reg is, om die hemelse Vader wil verheerlik. Jy begin besef, ek is 'n kind van die Here, nou moet ek leef en lyk soos 'n kind van die Here, want dis wat die Here van my vra. Ons gaan nou met die volgende episode 'n bietjie fokus op die heiligmaking, wat die Here dan ook maar doen, deur sy Gees. Maar ja, dis een van die maniere wat die Heilige Gees dan in ons harte in lewens werk. 1 Korintiërs 2 is ook nog verder hierby in aansluiting. Ek gaan gou vir ons net daai ook net voorhou. In 1 Korintiërs 2, dan sê hy daar, Paulus erken dit, dan sê hy, maar die boodskap, hy sê al 1 Petrus 2 vers 4, die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid of welsprekendheid nie. Met ander woorde, dit gaan nie oor 'n prediker wat nou 'n dokter is of 'n meester is in sy vakgebied of wat ook al nie. Dit gaan nie oor geleerdheid, dit gaan ook nie oor om baie mooi woordjies en groot woordjies te gebruik in prediking wat mense gaan oortuig om dit te glo nie. Wat sê hy hierso? Hy sê nee, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Letterlik die dynamis, die dinamiet, kan jy amper sê, die krag wat die Here in ons hart en ons lewens vestig om daai aha moment te bewerkstellig, daai van my oë het nou oop gegaan. Uiteindelik besef ek nou, maar dit wat ek nou gedoen het is verkeerd. Ek begin berou kry, ek begin sleg voel oor my sondes. En ek kom na die Here toe en ek sê, Here, ek bely teenoor U my sondes, ek bely dat ek strafwaardig is vir U, ek bely dat ek nie die pad sonder U kan stap nie, en U is die enigste een wat vir my vergewing van sondes kan gee.
Roan het nou baie mooi oor Dawid gepraat, nê. En ons hoor selfs dat Dawid in die Ou Testament daar in Psalm 51 in sy gebed wat hy daar in Psalm 51 vir ons opgeteken het, dan erken hy sy sondes. Nadat hy met Batsheba oorspel gepleeg het, dan kom hy en hy bely voor die Here in gebed, Here, maar ek is strafwaardig. Ek het teenoor U oortree, nie teenoor iemand anders nie, ek het teenoor U oortree. Ek is strafwaardig voor U. Maar vergewe U my sonde, maak U my witter as sneeu. Help U my om hierdie pad te stap. Moenie die Heilige Gees my wegvat nie. En dis eintlik 'n baie mooi bede, nê, want dit wys vir ons dat Dawid nie sê hy het 'n beheer oor die Gees nie. Hy pleit tot die Vader en hy sê, Here, moenie U Gees my wegvat nie. U is een wat die Gees gee, U is een wat die Gees wegvat. Help U my om tot inkeer te kom. Help U my om weer troos en hoop in U te kry. Help U my weer om op die regte pad te bly. En dit is wat ons as gelowiges doen. Dis nie ons wat uit onsself uit na die Here toe kom, dis die Here wat ons na hom toe bring. Deur die Gees, hy roep ons, hy bring ons, hy gee ons 'n smagting en begeerte om na hom toe te kom. En dan wil ons hom loof en prys, want ons besef dan, dis nie ek het myself uit wat die Here gekies het nie. Die Here het deur sy Gees in my gewerk en my hart en my lewe verander om na die Here toe te kom, om die smagting te hê om na hom toe te kom. Ek kan natuurlik praat oor Paulus wat ook self gesê het, wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Waar hy dan self daar in Romeine 7 sê, maar ek as mens kan nie die Here kies nie, ek is te sondig. Ja. Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hoekom? Want ons is so dood in die sonde, ons kan nie die ware, die Here sien vir wie hy is en wat hy in ons lewens doen nie. Ons het ons doel gemis, dit wat sonde is. En dis alleenlik die Heilige Gees wat dan op die einde van die dag daai inkeer bring en ons laat op die einde van die dag besef dat God die almagtige God is wat veel meer in ons doen as wat ons vir onsself kan doen. Ek dink dit is dan een van die wonderlike van hoe God dan werk ook. Wanneer hy deur sy Gees in ons werk, is sy Gees lei ons dan om hierdie waarhede van God se woord dan werklik waar raak te sien en te kan uitleef. Die waarheid van wie God is. Roan, wil jy nog iets hier byvoeg? Ja, ek dink net as ons praat oor die Gees se werke, is daar twee dinge wat vir my uitstaan, is God werk, en ek dink ons kan die wat ek nou genoem, kan ons met die tweede video oorgesels, maar God werk deur sy Gees en deur die woord. Die Gees en die woord moenie van mekaar geskei word in daai opsig nie. Die Here sê nie deur sy woord een ding en dan ewe skielik dan gaan hy nou die Gees in jou lei om die teenoorgestelde te doen nie. Baie mense sê dit gaan nie oor, jy kan my nie bind tot wat in die woord staan nie, want die Gees het my gelei om dit te doen. En dit is verkeerd. Die Gees in die woord, dit is hoe die Here werk. En die tweede ding is, as ons praat oor die werk van die Gees, ons nêrens lees ons dat die Gees die fokus op homself plaas nie. Die fokus is, hy plaas die fokus op die werk van Jesus Christus. En dit is belangrik. So die Gees se grootste werk is om dit wat Jesus gedoen het, dit wat Jesus gesê het, wat Jesus geleer het in sy woord, om dit in die hart van mense vas te maak. Om dit vir ons te verduidelik, te prakties te maak in ons lewe. So en dit is die belangrikste, en dit is wat ons moet onthou, is dit gaan oor die Gees getuig oor Jesus Christus. En dit, ek dink jy het dit met 'n vorige video het ons daaroor gepraat, 1 Johannes 5, wat gaan oor die getuies. Die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. So ons weet dat die fokus, die Gees plaas nie die fokus op homself nie. Dit is hy getuig van Jesus Christus.
En daarom is dit 'n onvergeetlike sonde om teen die Gees te laster, om teen die Gees te laster, gaan daaroor dat jy verwerp eintlik die getuienis oor die Gees, die getuienis van die Gees oor Jesus verwerp jy. So as die Gees sê Jesus is Christus, hy is die Here, hy is die verlosser, en ek sê Jesus is nie my verlosser nie, hy is nie my koning nie, dan verwerp ek die Gees se getuies en dit is wat Markus 3 vir ons leer, is lastering teen die Heilige Gees. Net weer bewys dat die Gees is 'n persoon. Dit is nie 'n krag nie. Ja, so dis net al wat ek van my kant af wil duidelik maak, is die Gees se grootste werk is om dit wat Jesus gedoen het, geleer het, in die harte van ons mense vas te maak, sodat om dit te verduidelik, dit prakties toe te pas in ons lewe. So Johannes 16, net om daarby aan te sluit, Johannes 16 wat jy nou aangehaal het, getuig eintlik baie mooi daarvan, daar staan vanaf vers 13, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal julle die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal aan julle verkondig. En dit is nou nogals iets mooi, nee. God die enige wat saamwerk om die doel wat God voor oë het, dat ons in 'n verhouding met hom leef, dat ons hom die eer moet gee, dat daai doel bereik word. En so God werk ook nie kontrasterend teen mekaar, die Vader, die Seun, die Heilige Gees werk nie teen mekaar in nie. Hulle werk gesamentlik om dit wat God dan bepaal, wat God se wil is, wat God se raadsplan is, tot uitvoering te bring. En dit is natuurlik om sy naam te verheerlik, en te sorg dat ons as sy kinders dan ook aan hom die eer bring wat hom moet toekom, en 'n verhouding leef met hom, soos wat hy van ons vra. So mag hierdie video, hierdie opname, julle gerus dan help om bietjie meer te leer hoe die Heilige Gees, ons baie wat mense kan sê, klomp teksgedeeltes waar die Here eintlik baie kragtig oor die werk van die Heilige Gees praat, wat ons oor kan gesels. Maar mag hierdie video julle help om net weer deurdrenk te wees met die woord van die Here, en te besef dat die rede hoekom ons vandag geloof in die Here het, en die rede hoekom ons tot bekering gekom het, en die rede hoekom ons oortuig geraak het van alles wat God vir homself openbaar het, is nie omdat enige ander mense het gedoen of ons het uit onsself uit gedoen het nie, maar dat die Here dit kragtig deur sy dinamis, deur die krag van die Heilige Gees in ons hart en ons lewens bewerk het, sodat ons op die einde van die dag hom kan eer en verheerlik. So mag die Here ook deur sy Gees in elkeen van julle werk, wat vandag ook luister, om verder ook in die gemeentes, in die gemeenskappe, en die lande waar julle is, ook die Here te eer en verheerlik, soos hy van julle verwag. Geseënde week vir julle.